Ja, ek dink soos Tannie ook nog gevra het, dit moet duidelik gemaak word dat die kleindoop is nie 'n inseëning nie. Dit is 'n deelraak van die verbond. Dit is 'n deelraak van die verbondsvolk. En ek gaan vir Tannie wys, ek gaan vir julle wys hoekom. Nou, as ek kyk die tydlyn van hierso was Abraham gewees. En hierso was Christus. Okay? Hierso was dit die tyd van Moses. Of die wet dan nou. Okay. Soos ons in die Bybelstudie gesien het met Openbaring, die verbond met Moses was 'n tydelike verbond gewees. Dit was nie 'n ewige verbond nie. Iets wat mense nogal nie begryp nie, is wanneer ons Bybels praat van die Nuwe Testament en die Ou Testament. Testament beteken mos verbond. Ek dink dit is Latyns, testamentum of wat ek al is, Latyns vir verbond. Want dit is waar die Nuwe Testament bewoording vandaan kom in die Ou Testament. So, wanneer dit praat van die Ou Testament, praat dit hiervan. Die wet. Dit praat van die verbond met Moses. Die Mosaïese verbond, soos ons dit noem. Want daar is eintlik twee verbonde wat in die Ou Testament periode gemaak word. Dis die een met Abraham en die een met Moses. Daar is eintlik twee verbonde, as jy wil, in daardie sin in die Ou Testament. Maar die Ou Testament, soos wat ons die woord Ou Testament ken, verwys hierna. En gewoonlik wanneer dit nou praat van die ou verbond, dan praat dit van die beloftes wat met Moses gesluit is, die ooreenkoms wat met Moses gesluit is. Dit praat nie van hierdie noodwendig nie. So, wanneer Paulus byvoorbeeld praat van, maar wat was die doel dan hiervan gewees as dit tydelik was? As hierdie die belangrike een is, wat sy vervulling vind in Christus. Wat was die doel van hierdie tydelike ene gewees? En soos ons sien in Galasiërs 3, dit was om die Israeliete in bewaring te hou. Dit was om hulle 'n wet te gee, om hulle af te sonder van die ander nasies, om hulle in bewaring te hou, sê Paulus, totdat Christus sou kom. Dis waarvoor daai was. Dit was 'n bewaringsverbond gewees. En die Here het gesê, hier is my tempel, kom aanbid hierso, skei julle af van die ander nasies, en al die dinge, en hier is die wet. Maar dit was bloot daar gewees, om hulle te bewaar, totdat Christus sou kom, soos wat Paulus sê. Nou, die verbond met Abraham, en hier is die ander ding wat ek dink dit baie makliker vir julle gemaak om te verstaan. Die verbond met Abraham het nog altyd aangehou. Dit is 'n ewige verbond. Dit is 'n ewige verbond. Dit het nie hierso opgehou nie. Hierdie gedeelte was bloot het vorentoe gewys na Christus toe. En hierdie gedeelte verwys terug na die kruis toe, Christus toe. Maar dit is presies die nuwe verbond, is die verbond met Abraham. Dit is dieselfde verbond. Dit is hoekom daar in Galasiërs 3 staan, as julle in Christus is, dan is julle kinders van Abraham, en volgens die verbond, wat se verbond, die verbond met Abraham, erfgename. As julle in Christus is, met ander woorde hierdie hele tyd hierso, as julle in Christus is, tot aan die einde van tyd, nuwe verbond, as julle in Christus is, dan is julle kinders van Abraham, en volgens daai verbond, erfgename. So dit is hierdie is presies dieselfde verbond as vir ons is nou in die verbond van Abraham. Die verbond met Abraham is die nuwe verbond. Hierdie was blootheid vertydelik gegee, die Ou Testament, die wet met Moses by Sinai, was net tydelik gegee om in bewaring te hou, totdat hierdie gedeelte sy vervulling kon kry in Christus,
en ons kan aangaan met die nuwe verbond. En dit is hoekom, ek het net 1 of 2 versies hierso, in die skrif, Galasiërs 3 vers 8, in die skrif wat vooruitgesien het, dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, dit is nou hier onder die nuwe verbond, dat heidene sou ingesluit word, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig, met die woorde, in jou sal die volke geseën word. Die evangelie was voor die tyd al aan Abraham verkondig. Hier word dit bloot vervul. Dit is bloot die aangaan van die beloftes wat aan Abraham gemaak was. Hierdie was om hulle in bewaring te hou totdat dit sou kom, maar hierdie is bloot 'n vooruitgang van die beloftes wat aan Abraham gemaak was. Weens, die evangelie was aan hom verkondig, dat die evangelie na al die nasies toe gaan. Dis hoekom daar vir Abraham gesê was, en al die nasies, of jy sal seën wees vir al die nasies, want die evangelie was aan hom verkondig. So, hierdie is 'n ewige verbond, soos ons gesê het in ons Openbaring Bybel sê die ook. En 'n ewige verbond kan nie eindig nie. Dit moet vir ewig aan, want dit is 'n ewige verbond. En die Here het vir Abraham gesê, ek sluit met jou 'n ewige verbond. So ons is nie besig met 2 verbonde nie. Abraham se verbond wat ewig is en die nuwe verbond wat ewig is nie. Daar's nie 2 ewige verbonde nie. Dis 1 ewige verbond. Die verbond van Abraham loop deur van Abraham se tyd af dwars deur, en die Here het vir hom gesê dit is hoe dit gaan gebeur, want in jou gaan ek al die nasies seën. Dit was deel van die beloftes van die verbond wat met Abraham gemaak was. Dit het net eers hierso tot realisering gekom, dis al. Maar en hierso was hulle in bewaring gehou totdat dit sou kom. Maar Abraham se verbond is 'n ewige verbond, en Abraham se verbond is die nuwe verbond. Behalwe ons kyk terug na Christus toe, hulle kyk vorentoe na Christus toe. Dit is die enigste verskil. Maar dit is dieselfde verbond, bloot net onder 2 verskillende bedelings, as ek dit so kan stel. Of dispensasies, soos wat Theodore dit dan stel. Nou, daar's aan Abraham 'n teken gegee van die verbond. En die teken was natuurlik die besnydenis geweest. Hy het 'n teken gekry om hierdie verbond te bevestig. Maar hoe het Abraham dit gekry? Hoe het hy die teken gekry van die beloftes van daai verbond? Die beloftes het gesê, jy en jou nageslag sal geseën word. Ek sal jou en jou nageslag red. Dit was die belofte van die verbond gewees. Ek gaan jou en jou nageslag red. En die teken van daai beloftes was die besnydenis. Dat hy Abraham en sy kinders gaan red. Dit het eers sy volle vervulling hier gekry, maar dit was daar al gemaak, en daar het hulle al die teken gekry, en daar was die kinders ook al ingesluit in die verbond. So was die kinders wat hierso gebore was hulle deel van hierdie verbond? Ja, hulle was in die verbond ingebore gewees. Dis hoekom hulle besny was, om die belofte van die verbond te kry. Hulle was outomaties deel van die verbond gewees, want hulle is in dit ingebore gewees. Was dit nou net Abraham se nageslag? Dis Abraham se nageslag, en almal, sy stamboom met ander woorde. Abraham se Ja. stamvader is nie met in daai tyd. ja, en almal wat hulle self by hom wou aansluit. Ja. So, maar as jy jouself by hom aangesluit het, en jouself geassosieer het as 'n Israeliet, as jy dan nou wil, dan was jy ook onder die verbond gewees, en jou kinders was ook onder die verbond, en jou kinders was dan ook besny gewees. Maar jy het outomaties deel geraak van die verbond. Maar, hoe het Abraham deel geraak van die verbond? Eerstens, deur geloof. Hy moes eers geloof gehad het, voordat hy die teken van verbond kry. En dit word vir ons bevestig in Romeine 4 vers 11, soos ek gesê het, en hy het die teken van die besnydenis ontvang as 'n seël van die geregtigheid van die geloof. Hy het die teken van die besnydenis gekry, eers nadat hy geglo het. Dit is die teken van die geregtigheid van die geloof. Maar dit is iets wat kinders nie kan doen nie. Maar hoe het hy dan vir kinders gegee? As die teken wat hy gekry het, deur geloof gekom het, en die teken is van geloof, hoekom het nie net hy dit gekry omdat hy geloof gehad het, en sy kinders het eers gekry wanneer hulle geloof gehad het nie? Nee, want dit is 'n teken van die beloftes van die verbond, wat nie net aan hom nie, maar ook sy nageslag na hom is, deur sy geloof. Dis as gevolg van sy geloof, dat die kinders dit ook gaan kry. Nou,
Hoe is dit dat kinders net outomaties gebore raak in die verbond? Ja, God se uitverkiesing. Hy bepaal waar ons elkeen gebore word. Hy bepaal wie die nageslag van Abraham is. Hy bepaal dat Jakob 12 stamme of Israel 12 stamme gaan hê. Dat er 12 stamme uit Jakob uitgebore gaan word. Dis alles bepaal gewees. Die Here weet presies wie gebore gaan word. So, wat ons as groot doopmense sê, is ja, die Here kan 'n individu hier uitverkies, en hy kan 'n individu daar uitverkies, en hy kan 'n individu hier daar uitverkies. Maar dis nie wat ons deur die Bybel sien nie. Ons sien nie dat die Here net individue randomly kies nie. Nee, hy het 'n plan met die uitverkiesing. En soos ons sien, die uitverkiesing van die volk van Israel was 'n gemeenskaplike uitverkiesing. Dit was 'n wat is die woord? Soos 'n communal, wil ek sê, uitverkiesing gewees. En die Here kon dit doen, want hy's God. As hy 'n individu kan uitkies, hoekom kan hy nie 'n groep uitkies nie? As hy vir Abraham kan uitkies, hoekom kan hy nie sy familie uitkies nie? Natuurlik kan hy. Hy kan uitverkies wie hy wil. Dit sluit bloot aan by die uitverkiesingsleer, eintlik nie. Maar Abraham moes die verbond deur geloof kry. En die teken van die besnydenis is jy 'n seël van die geregtigheid van die geloof. Dit is 'n teken van sy geloof. Maar sy kinders het dit gekry sonder geloof. Dit is 'n teken van geloof, maar sy kinders het gekry sonder geloof. Maar weer eens, dit was nie net 'n inseëning nie. Die kinders se besnydenis was nie 'n inseëning gewees nie. Dit was nie 'n ek het dit gestom in die film. Dit was nie net 'n ons sal hom toewy aan die Here nie. Nee, hierdie kind is deel van die verbond. Selfs hy het nie geloof nie. Hy is deel van die verbond. Hoekom? Want God het vir Abraham beloof dat ek jou nageslag gaan deel wees van die verbond. En soos wat dis dit Jesaja wat sê vir jou en die kroos van jou kroos. Okay, dit praat nou meer van die Nuwe Testament, maar weer eens die Nuwe Testament is die verbond met Abraham. Dit is bloot nie die vervulling daarvan. Soos ons ook al gesien het in ons Openbaring, die eerste boek van Openbaring. Weer eens hierdie gedeelte, hierdie tydelike gedeelte, dit sluit aan by Openbaring. Nie waar nie, want dis hier volgens wat die Jode geoordeel was. Net daar was voorvereistes by hierdie verbond gewees, en hulle het nie by die voorvereistes gehou nie. En omdat hulle nie by die voorvereistes hiervan gehou het, was hulle geoordeel volgens die voorvereistes. Openbaring en die oordeel oor Israel was nie as gevolg van daai nie. Dit was nie as gevolg van die verbond met Abraham nie. Dit was as gevolg van die tydelike verbond waarby hulle nie gehou het. Die verbond het hulle in bewaring gehou het. Dis waar volgens hulle geoordeel was, en dis hoekom nadat die oordeel ook, en nadat Christus gekom het, kon dit wegval. En dit moes wegval, en dit moes geoordeel word. Want hierdie mense het Jesus doodgemaak. Hulle moes daar volgens geoordeel word, want hulle het vir Jesus doodgemaak. En as jy die grootste sonde in die heelal gepleeg het, wel, jy gaan nie sonder oordeel wegkom nie. Maar Openbaring in hierdie wet is nie daai nie. Die belofte aan Abraham, wat hy deur geloof moes gekry het, was, hier is my verbond met jou. Ek sal jou en jou nageslag seën. En hier is die teken wat jy deur geloof kry, maar hy gee vir jou kinders, wanneer hulle sê nou maar 8 dae oud is. Want ek het vir jou gegee. Dis 'n belofte. Dis die beloftes van die verbond. En so wanneer die kinders hierso besny was dit nie 'n inseëning nie. Dit was nie die ouers se toewyding wat hulle sê, ek gaan my kind aan die Here toewy nie. Nee, dit was 'n outomatiese insluiting by die verbond. Hierdie kinders die voordele van die verbond geniet. Ja, hulle was deel van die mense wat in die beloofde land ingegaan het. Hulle het al die voordele van die verbond geniet. Was hulle noodwendig gered? Nee. Maar hulle was onder die verbond ingesluit, en almal wat onder die verbond ingesluit was, het die voordele van die verbond geniet. Al wat die Here gesê het, maak seker jy het 'n besnyde hart, net soos wat jy in die vlees ook besny is. En dis hoekom Calvin ook sê, dat jy is outomaties deel van die verbond,
behalwe as jy dit nietig verklaar deur ongeloof. So die Baptist sê, hier is die Baptist se tydlyn. Jy is nie deel van die verbond nie, totdat jy dit bely. Okay? Jy is nie deel van die verbond nie. Totdat jy bely, dan is jy deel van die verbond. Wat die verbondsleer wees sê, is nee, jy is van die begin af deel van die verbond, jy is deel van die verbond, totdat jy dit nietig verklaar deur ongeloof. Want dit was die belofte wat aan Abraham gemaak was. Jy is van die begin af as 'n kind deel van die verbond. Want dit is deel van die belofte. Kry die teken van die verbond, want jy is deel van die verbond, en jy gaan deel wees van die verbond, totdat jy sê, of jy gaan deel wees tot die dag wat jy dood is, of jy gaan deel wees tot die dag wat jy sê, ek's nie deel nie, tot jy dit nie te verklaar deur ongeloof, ek gaan nie die Here volg nie. So, dit is die verskil tussen die twee. Die verbondsleer, volgens die belofte aan Abraham, sê, jy is van die begin af deel van die verbond, as jy onder die verbond ingebore is. Die Baptist sê weer, jy is nie deel van die verbond nie. Selfs al was jy onder die ou verbond, jy is nie nou meer nie. Kinders is nie nou meer nie. En dit is die ander plek waar die diskontinuïteit dan nou plaasvind, of waar die kontinuïteit van die Bybel gebreek word. Want hierso, in hierdie gedeelte, was dit die geval. Daai was die geval onder daai gedeelte. Onder Abraham se verbond, die verbond met Abraham voor Jesus gekom het, was jy outomaties deel van die verbond. Dis hoekom hulle jy besny het. Want jy was deel van die verbond. Dis eers as jy deur ongeloof of jou ongeloof uitgeoefen het, dan het jy uit die verbond uitgetree. Dan het God nie meer met jou verbond gehad nie. Maar jy was outomaties aangeneem om deel te wees van die verbond, totdat jy dit nietig verklaar het deur ongeloof. En wat hierdie een, kan die persoon wat groot doop en die klein doop, stem hieroor saam, in terme van hierdie tydperk. Wat die Baptist sê, is nie van hier af het dit omgedraai. Is Mario? Ja, ons is ja. Jy kan kom draai, ek neem dit op as jy eerder net die video wil kyk, ons is nou redelike eentjie in. My is welkom om te kom. Lekker man, right erbij. So julle verstaan dat dit die geval was onder die, voordat Christus gekom het. Kinders was outomaties deel van die verbond. En hulle het die teken van die verbond gekry, naamlik die besnydenis. Maar wat die Baptist sê is, nie van hier af het omgedraai. Ja, die kinders was al daar outomaties deel van die verbond, maar hulle is nie meer nie. En ek sê, maar is die nuwe verbond nie 'n beter verbond nie? Hoekom, as jy sê dat daar eintlik twee apart staan van mekaar, en jy sê hierdie is 'n beter ene, maar hoekom, as hierdie een beter is as daai, hoekom sluit jy nie die kinders in nie? Hoekom kan kinders daar so outomaties deel wees van die verbond? Deur die besnydenis, deur die teken van die verbond. Hoekom kan hulle daar outomaties deel wees onder 'n slegtere bedeling? Maar hierso kan die kinders nie meer deel wees, outomaties deel wees nie. Dit maak eenvoudig nie sin nie. En soos ek sê, die onus is nie op die persoon wat klein doop om te bewys dat kinders nie gedoop mag word. Die onus is op die Baptist om te sê, hoekom mag kinders nie meer ingesluit word nie? Terwyl hulle nog altyd was. Hulle was vir duisende jare ingesluit in die verbond, onder 'n slegter verbond wil ek sê, voor die Heilige Gees gekom het. Hulle was die outomaties ingebore in het. En nou, onder die Nuwe Testament era, is ons erfgename van die beloftes aan Abraham. Maar okay, jy is 'n erfgenaam, maar nie in terme van jou kinders nie. Jy is nie 'n erfgenaam van daai belofte nie. Jy is ook 'n erfgenaam van wie weet wat,
Maar jy is nie erfgenaam dat jy en jou gesin, jy en jou kinders na jou deel van die verbond gaan wees nie. Dit maak nie sin nie. Kan daar's nou maar weer is soos ons groot geword het, die vraag. So 'n kind wat 'n deel is van die verbond, wat ons nou nie oortwyfel nie. Die vraag is altyd gevra, wat gebeur met 'n kind wat doodgaan? Ja. So nou moet ons eintlik outomaties aanvaar, maar hy kind gaan nie hemel toe. Ja. Nou is die ander ding, in vandag se tyd, en ons weet hoe dit werk, sien nou maar nie hervormde kerk of een van die kerke is NG. Nou het ons 'n babietjie, dan gaan ons so, nou moet hierdie babietjie 'n naam kry. Dan gaan ons so vir 'n maand of 2 maande so redelik gereeld kerk toe. Die dominee ook is reg, nou kan hierdie kan ons nou doop. Ja. Nou wat nou? En jy moet nou verstaan waar ek vandaan kom, nee. Met Ja. hoe ons geleer is Ja. in daai tipe van. So basies as ouers wat nie hulle werk en die hulle kinders laat doop. Wel, waarom ons kan erken hulle leef goddeloos. Ja. Alles wat die woord vir jou sê, die vrugte van die gees en die vrugte van die wêreld dra hulle, maar omdat die kind 'n naam moet kry, Ja. gaan hy nou vir 2 maande of hoe lank al kerk toe en sê Ja. nee, hy is getrou, hy het gereeld kerk bygewoon, nou kan ons hom doop. Ja. Maar dis hoekom ek ook sê, die doop is nie 'n teken van 'n redding nie. Dit is 'n teken van die belofte van die verbond. So, of jy nou klein gedoop word en of jy nou groot gedoop word, nie een van die twee kan dien as 'n bewys dat jy gered is nie. So mens kan dieselfde argument maak vir iemand wat groot gedoop is, maar hierdie was dan nou, hy het vir 2 of 3 maande kerk toe gekom, ons het hom gedoop en kyk, daar gaan hulle weer heeltemal van die pad af. Ja, So ons die- het al gesê, So, van 'n droë sondaar in en hy kom 'n Ja. nat sondaar uit. So die probleem met daardie stelling wat ons maak, dit is nie uniek tot die baba doop nie, dit is 'n probleem vir die persoon wat klein doop en die persoon wat groot doop, want wie is nie in een van die twee gevalle verseker dit redding nie. Maar dis hoekom ek sê, die klein doop is van bo af onder toe. Die groot doop is van onder af boontoe. Die groot doop sê, nee, ek bely my sondes, ek kies die Here. Gebaseer op my woorde, my belydenis. Wat die klein doop sê is, nee, ek baseer dit nie op my belydenis nie, ek baseer dit op die belydenis van God. Wat God gesê het. God het vir Abraham gesê, jou kinders en jou kinders se kinders sal deel wees van die verbond. Dis hoekom ek my kind laat doop, as gevolg van wat God gesê het. Nie as gevolg van wat ek sê nie. Want hierdie is feilbaar. Ek meen, daar's 'n statistiek wat wys dat die algemene persoon wat groot gedoop word, is 3.2 keer al groot gedoop. En elke keer raak hy 'n bietjie meer oortuig dat hy gered is, dan word hy maar weer gedoop. Of 2 keer groot gedoop. Maar dit wys maar net die probleem met daardie hele van onderaf boontoe. Soos, is jy nou regtig gered? Oor 2 jaar gaan jy meer oortuig wees dat jy gered is, dan moet jy weer gedoop word, want jy nie regtig verstaan waar daai tyd gegaan het nie. En nee, die persoon wat klein doop sê, nee, ons maak nie staat op die persoon se belydenis nie. Want dis in elk geval nie betroubaar nie. Maar wat ons doen is, ons doop klein, om ons kinders deel te maak van die verbond, want God het gesê hulle kan wees. Ekskuus, maar klein doop, wat weer die kind daarvan? Niks nie. En dis presies die punt. Maar hoekom moet hy iets af van weet? Maar dan sit ons dieselfde verskil, of jy nou hier van onder af opgaan, of van bo af onder toe, want die doop gaan jou nie salig maak, of nie of dat die Here jou aanneem, of jou nie aanneem. Ja, maar die basis verskil dan nie. Want weer, soos ek sê, dit gaan nie oor die redding, dit gaan oor die belofte. Maar wat is die belangrikste, die basis of die feit dat die Here jou aanneem? Ek vra net. Kyk, die Here neem jou aan, maar gebaseer op wat?
Want hoeveel al Maar neem die Here jou aan as gevolg van jou belydenis of as gevolg van hy wat jou uitverkies het? Seker as hy my uitverkies het, maar nou wat hy nou sê, ek is nou 'n ongelowige ouer, maar dis die norm met gedoof word. Ja. Kan ek dan sê, okay, maar die Here het die kind uitverkies, want ek het besluit, die kind moet nou gedoof word. Ek vra net, die ding confuse my. Ek sien nie fout met as jy wil klein doop nie, ek sien nie fout daarmee nie, maar die punt is net, as jy sê van die groot doopwerk het boontoe, wat begrip het die kind? Want die ouers doen dit nie gebaseer op hulle besluit nie. Maar al Abraham se kinders is besny. Ja. Maar dis net Isak se wat in die covenant ingegaan het. Wat het van Ismael en daai ander seuns geword? Ja, so mens kan nie argument maak dat Ismael waarskynlik gered was. Nou, maar dis nou wat ek sê, so nou, Maar sê die ou jy moet die kind doop. Maar die nageslag, hierdie gedeelte, het uit Isak uitgekom. Ja, maar jy sê nou die kinders moet gedoop wees, want dit is om deel van die covenant te wees, Ja. as ek nou reg verstaan. Ja. Maar Ismael is gedoop en ek dink Mhm. Abraham het wat 5 ander seuns gehad by Ketura of whatever. Hmm. Ek neem aan omdat Abraham in die Here geglo het, is al daai kinders ook besny. So wat het dan van hulle geword? Hulle was deel van die die groot is, omdat hy sal opdraag en hy was gehoorsaam. Ja, maar hulle was deel van die verbond. Nou, maar dit was nou Abraham wat geglo het. Presies. Maar wat nou as ek nie glo nie en dis nou okay nee maar die kinders, want al die Israeliete het die ding gehad van hulle moet besny wees. Ja. Ja. Dies wat in die Here wat gehoorsaam was, hom geglo het, die wat nie geglo het nie, almal het besny. Ja. Dis 'n nasie ding gewees daai eintlik. Ja, maar is dit nie nog steeds 'n nasie nie? Want Petrus sê, julle is 'n heilige volk. 'n Volk as eiendom verkry. Sê vir ons, en Petrus maak dieselfde stelling en hy sê, die beloftes kom julle en julle kinders toe. Ja. So dit is 'n nasie ding, maar dit is 'n nasie ding wat nie etnies is nie, maar dit word wel gefasiliteer deur die families. Ja, ek verstaan dit. Ja. Maar die ding vir my ook is, as jy, hoekom sal die Here dan sê, gaan dan uit, maak hulle disippels en doop hulle in die naam. Dan sal hulle mos gesê, doop hulle as hulle gebore is, dan gaan jy uit en maak hulle disippels. Maar nie almal wat gedoop is disippels. Nee, dan, dit is nie hoe dit gewerk het nie. Die eerste generasie mense wat gered was, moes eers 'n belydenis van geloof afgelê het, net Abraham. Ja. Jy kon nie net hulle kinders doop as hulle Maar ongelowig is was. dit nie Abraham se nageslag gewees wat ons kom ons nie ook van Abraham af nie? Nee, nie fisies nie. Geestelik, ja. Maar dis hoekom ek sê, dat ek gou dit aan die verduidelik. Staan nou eens toiletpapier nie. Ag, weet jy. So Tannie se argument geld ook hier sonder die Ou Testament, weet jy hoor. Nee, ek bedoel nie. Nee, maar laat ek gaan net gou vir Tannie verduidelik, luister net gou. Soos Abraham en sy nageslag was mos die deel van die verbond, sy nageslag. Maar wat as hy nie wou aangesluit het, wat nie deel was van sy nageslag nie? Sy slawe is ook besny. Ja, presies. So, hier het mense van buite af gekom om by Abraham aan te sluit, maar dit was nie sy fisiese nageslag nie, hulle het van buite af gekom. Maar wat moes hierdie mense wat van buite af gekom het eers te doen? Selfs in hierdie gedeelte van tyd. Hulle moes eers 'n belydenis van geloof aflê. En eers nadat hierdie mense van buite af 'n belydenis van geloof afgelê het, toe kon hulle as groot mense eers besny word. So hierdie het ook 'n geloofsbelydenis ingesluit. En wat gebeur hierso? Presies dieselfde. Ons kom van buite af in. Dis presies dieselfde as wat hier gebeur het. Maar dan moet ons ook eers geloofsbelydenis op kan aflê. Presies. Die groot mense wat onsself aansluit by die verbond. En dis wat nuwe gelowiges tog doen, is dit nie?
As ek by 'n familie kom, en by oom Pieter se familie byvoorbeeld, hulle ken nie die Here nie, en ek sê, julle moet julleself bekeer, julle moet geloofsbelijdenis aflê en julle moet julleself laat doop. Dan natuurlik moet hulle eers glo voor hulle gedoop word. Maar nadat hulle gedoop is en hulle self aangesluit het by die verbond, net soos hierso, word hulle kinders ook gedoop, want dit was presies dieselfde hierso. Die ouers moes eers geloofsbelijdenis aflê. En onder die nuwe verbond is dit nie verander nie. Jy moes eers geloofsbelijdenis afgelê het. Maar hoe gaan dit? Lekker maar. Verstaan dan nie. So ja, jy moet nuwe mense wat van buite af gekom het, of dit nou hier was en of dit daar was, moes eers 'n geloofsbelijdenis afgelê het. Ek stem saam met dan nie. Jy moet eers 'n geloofsbelijdenis aflê, maar as jy eers afgelê het, dan is jy deel van die verbond. Maar wat is die beloftes wat jy dan kry as jy deel is van die verbond? Dat dit is vir jou kroos en jou kroos ook. Maar dit is nog steeds nie te sê, maar julle kroos gaan almal gered wees. Ja. Maar was dit hierso? Nee, maar oor jy nou sê, nou moet jy, as jy klein gedoop is, jy moet nou klein gedoop wees, om in die verbond te wees. Nee, jy moet klein gedoop wees, jy moet gedoop wees. Ja, maar so as die kind klein is of groot is, maak nie saak nie. Ja, so as die kind klein gedoop is, en dan moet hy gedoop word as hy groot is, ja. So dit is nie, mag net maar dis nie, ekskuus my woord, maar dis nie 'n garantie as hy deel is van die verbond, hy gaan 'n kind van die Here wees. Presies. Maar daar is die groot waarskynlikheid, en as jy die belofte volg, wat sê, hier is my verbond met jou, maar dis hoekom ek ook in die preek gesê het, jy kan nie verbondskinders verwag, as jy hulle nie volgens die verbond groot maak nie. Die vers in Genesis, daai wat jy Sondag gelees het, daar staan dat die wat, hy sê, my oor nou stem om hier te lees. Verder het God aan Abraham sê, maar jy moet my verbond hou, jy en jou nageslag na jou, van geslag tot geslag. Dis my verbond, wat julle moet hou, my en julle en nou die nageslag na jou, al wat manlik met mekaar is. Ok, dan sê hy, die wat in jou huis gebore en wat met jou geld gekoop is, moet sekerlik besny word. So moet dan my verbond in julle vlees wees as 'n ewige verbond. As jy nou so daarna kyk, Abraham koop nou sy slaaf. Hy sê vir hom, jy is my slaaf, jy maak soos ek sê. Ek gaan jou besny. So wat hy geloof. Ja, En dan sê jy, maar jy verder het jy ook aangehaal, ek kan nou nie onthou waar dit staan nie, maar ek het dit onthou, dat die wat nie wil nie, moet uitgeraad word. Ja, die wat nie wil aansluit by geloof is. So, jou besnydenis as 'n groot mens was by voorbate geloofsbelijdenis gewees. Net soos wat, as jy as 'n groot mens gedoop sou word, is dit ook eintlik maar geloofsbelijdenis. So die slawe bely geloof deur die feit dat hulle besny word. En as hulle nie besny is, dan is hulle nie deel van die verbondsvolk nie. Maar hy het nie die keuse gehad daar nie, want as hy Abraham se slaaf om wees, moet hy besny. Jy het maar altyd 'n keuse dan nie. Maar hulle het ook die Here aangeneem as hulle God. Daarom het Hagar, wat 'n byvrou is uit Egipte, kon sy die Here aanroep. Want hulle het almal deel geraak van Abraham se geloof. En die Here het haar verhoor en vir haar en vir Ismael gered. En die engel het aan hulle verskyn. So die verbond verseker nie redding nie. Dit is 'n teken van die beloftes van die verbond. Ok, nou, kom ons kom nou prakties. Ons glo nou al hierdie goed, dit is soos reg. Wat gebeur nou in ons? Hoe bedoel jy? Gaan
kleintjies gedoop word, jou kinders, Mario se kinders, wat is nou? Kijk, die ouers, nee, maar dit is nou iets wat mens Sondag maar eers moet besluit. Soos vir vanaand wil ek net die doop verduidelik as er nog verhaal is. Die pad vorentoe gaan deur die gemeente besluit moet word. So, jy kan nie al twee hê nie. Dit is eintlik maar waarop dit neerkom. Ek verstaan dit 100%. Ek Ja. het vroeër gesê, as ons leer, soos wat jy daar gesê het, dat jy as 'n kind, so wil jy dit nou verduidelik. Die Baptiste sê, nee, jy is nie deel van die verbond totdat jy jou geloof bely. Andersom. Nee. Dan moet dat toch vir ons gesê word wat gebeur in die toekoms. Kom ons sê, ons aanvaar nou. So kom ons sê almal aanvaar dit. Ja. Dan ja, die kinders word gedoop. En dan, wat is ons dan? Dan is ons nie meer 'n Baptiste kerk nie, dan is ons 'n kerk volgens die historiese geloof. En dan val ons in met die Katolieke kerk en die Susterskerke, want hulle doop almal klein. Ek sal nie sê die Katolieke kerk nie, hulle glo nog afvallige leringe. Maar hy doop ook klein, dis nie Ja. wat ek bedoel. Maar net omdat mense klein doop, beteken nie noodwendig hulle is afvallig nie. En die Susterskerke, dan is dit 'n kwessie van wie stem saam met hulle. Mense stem saam met hulle geloofsbelijdenis, ja. Kyk, die NG Kerk het 'n uitstekende geloofsbelijdenis. Die probleem is hulle hou nie daarby nie. Ek dink Die AP Kerk en die gereformeerde kerke het 'n uitstekende geloofsbelijdenis. Hulle hou nie noodwendig by dit nie. Maar wat van daai wat hulle sê van Jesus wat ter helle neergedaal het? Dis ook in hulle geloofsbelijdenis. Ek vra nie. Ja, dit is nie 'n lering wat jou gaan afvallig maak nie, want dit is nie 'n primêre of 'n dis nie 'n primary issue as dit kom by redding nie. Of jy nou glo of Here ter helle neergedaal het of nie. Baie van hulle verander daardie frase. Kyk, dis die apostoliese geloofsbelijdenis is waar dit voorkom. So nie almal bely dit noodwendig nie. Ja, maar as die kleindoop dan 'n voorvereiste En daai geloofsbelijdenis is nie deel van die 3 formuliere ook nie. Okay, maar as die kleindoop dan 'n voorvereiste om gered te wees. Ek is nou maar my kinders, as my kind nie gedoop is toe hy klein is nie, is dit dan nou 'n voorvereiste gewees dat hy ons gedoop word? Kyk, as jy 'n gelowige is, moet jy gedoop word. As jy nie as 'n kind gedoop word nie, dan moet jy as 'n groot mens gedoop word. Jy moet ten minste een keer gedoop wees. Nee, dit verstaan ek. Ja. Maar vir my is dit nog steeds net wat weet die kind van die doop? Niks nie. Maar wat weet ons wanneer die Here ons uitverkies? Maar jy weet wanneer die Here jou uitverkies. Nadat hy my uitverkies het, ja. Ja, en as jy Maar nie voor die gedoop tyd was nie. nie, dan kan jy gedoop word, dan is dit reg. Ja, maar dan moet dit in terme van die uitverkiesing verstaan, want dit is 'n belofte van God. So as God die belofte maak dat hy 'n verbond met jou en jou kinders sluit, dit is 'n uitverkiesing. So, voordat jy nie uitverkies is nie, as jy nou nie in 'n gelowige verbondshuis groot geraak het nie, dan weet jy niks, net soos 'n baba. Dis hoekom hulle die wedergeboorte noem, want jy het net soveel sê by jou wedergeboorte as wat jy het by jou baba geboorte. Dis hoe min jy weet, dis hoe min aandeel jy daarin het. So by jou uitverkiesing, of wanneer jy gered word, maar dan kan jy sê, maar jy kan nie gered word nie, want wat weet jy nou? Jy weet niks. Jy weet absoluut niks nie. Maar dis presies die punt. Dis omdat dit 'n reddingswerk van God is, dat jy niks weet nie. Selfs met 'n kind. Die Here kan hom red, want dit is sy werk, nie ons werk om hom aan te neem nie. Dis sy werk om ons uit te verkies. Maar vat nou byvoorbeeld, my kinders is al 3 gedoop, in die NG Kerk Ja. gedoop. Maar ek was nog nie gered daai tyd nie. Ja. So wat nou, het ek nou die regte ding gedoen, is dit nou reg? Hulle is nou deel van die covenant, maar toe hulle gedoop is, het ek nie die regte ding gehad nie. So hoe werk dit? So dit werk, soos ek sê, jy is deel van die verbond, totdat jy dit nie te verklaar deur ongeloof.
Ja, maar ek was nooit deel. Ek is nie Dis gedoop toe ek irrelevant. klein was of waar nie. Ek is op 19 in die NG Kerk gedoop. Ja, Maar jy is gedoop, so maar Tannie is wel Maar gedoop. dit was vir daai vir die aanneming. ek wil net ook sê, daar's ook 'n ander ding wat in het begin vir my nou sin maak. Baie mense sê, maar ek leef 'n goddelike lewe van kleins af. En nou kom ons en as hy groot is, nou soos men nou mee jou geloof wil hy nou mee gedoop. Sê wees, dis nie nodig vir so 'n persoon nie, want hy het nie sy geloof, hy het dit uitgeleef, soos dit van 'n kind, van kleins af, het hy sy geloof uitgeleef. En ek meen ons, daar is daai ding wat ons gesê het, maar jy moet groot of jy moet tot bekering kom, anders kan jy nie gered word. Jy maar sê van, Maar daar's baie kinders wat nog altyd net gered was, omdat hulle in 'n baie goeie huis groot geraak het. Wat sê, maar ek het nooit die Here geken, ek het hom nog maar net altyd gevolg. Ek het hom nog net altyd geken. ja, Hoekom? Want nou die mens is afvallig. Die mens is nie perfek nie. Jy gaan foute maak. Jy gaan miskien nie eers weet of jy dominee jou nooit geleer hoe om jou kinders groot te maak nie. Jy's mors op. Maar dit is hoekom daar bekering vir jou is en daar's bekering vir jou om na jou kinders toe te gaan en sê, luister, ek het droog gemaak. Wat ons almal waarskynlik een of ander tyd in ons lewens vir ons kinders gaan moet sê, ek het droog gemaak. Want ek het dit nie verstaan nie, ek het nie geweet wat my plig was nie, et cetera. Maar wanneer ons dit wel verstaan en ons het ons kinders groot gemaak volgens die verbond, glo ek in die belofte wat die Here gemaak het. Dat dit is vir jou kroos en die kroos van jou kroos. Ek gaan nie myself worry, maar wat van hierdie situasie en wat van daai situasie en wat van as ek nog nie heeltemal geloof gehad het hier nie. Ek worry nie oor enige ons menslike natuurlike situasies en unieke situasies nie. Want elke situasie is anders. Ek worry nie daaroor. Ek worry oor een ding. Wat het die Here gesê? Dis al wat ek worry. Want dit kan nie verander nie. Dan is dit nie van, okay, maar ek het nog nie regtig geweet wat ek doen toe ek my kinders gedoop het nie. Of ek was ook nog nie regtig gelowig gewees nie. Daai is my irrelevant. Elke situasie is anders. En ons maak foute. En die Here gun dit vir ons om te bekeer. Maar dit is nie waarop ek die doop baseer nie. Ek baseer dit op een ding wat nie kan verander nie. En dis die belofte wat die Here gemaak het aan Abraham. Wat sy vervulling vind in Christus. En as hy in Christus is, wel dan is hy 'n kind van Abraham. En dis volgens die belofte ook 'n erfgenaam. Van wat se beloftes is jy erfgenaam? Ek is 'n erfgenaam van daai beloftes wat sê, dis vir jou en jou kinders. Vir jou en die kroos van jou kroos. Dis die beloftes waaraan ek vashou. En is gebaseer op daai beloftes wat ek my kinders gaan doen. Ongeag of ek dit 100% verstaan of ek 99% verstaan en of ek dit vir die verkeerde redes doen of wat ook al. Daai moet gaan altyd verander. Mens gaan altyd argumente kan sê, maar ek het dit nie reg verstaan nie. Maar dis nie waarop ek my besluit baseer in nou afval nie. Ek baseer dit op die feit dat ek dink God weet wat hy sê. Ek dink hy weet wat hy doen wanneer hy sê, ek sal dit vir jou en die nageslagte gee. En as hy dit onder hierdie bedeling kon doen, hoeveel meer nie onder hierdie bedeling nie? As hy onder hierdie bedeling die kinders by die verbond kon insluit, hoekom nie onder die beter verbond nie? Natuurlik kan nie. Maar weer eens, soos ek gesê het, weer die dominees. Want hulle het nie hierdie goed vir ons geleer nie. En dit was dieselfde hier gewees. Hier was baie ongelowiges hier gewees. Hulle was in die verbond ingebore, maar wat het gebeur? Hulle het daai verbond nietig verklaar deur hulle ongeloof. En presies dieselfde gebeur hierso. As jy nie verstaan waaroor die doop gaan, of as jy volgens die verbond jou kinders groot maak, of jou kinders van die verbond afdwaal nie. Hulle verklaar die verbond nietig deur die ongeloof, as hulle wel ongelowig is. Maar al wat ek sê is, jy word een keer gedoop.
of dit nou as 'n kind is, en of as dit 'n groot mens is, want jy het nie voorheen die evangelie gehoor of as 'n baba gedoop was nie. Jy word net een keer gedoop. Hoekom? Want dit is 'n teken van die verbond, die beloftes van die verbond wat die Here maak aan Abraham. En daai verbond is 'n ewige verbond. En dit is vir jou en jou nageslag, sê die Here. Vir die kroos van jou kroos. Petrus sê dit. Laat julle doop, want die beloftes kom julle en julle kinders toe. En al hoekom Petrus dit kan sê, is omdat die verbond nie verander het toe Jesus gekom het nie. Dit het beter geraak. Hierso is die kruis Mariam. Hierso het Jesus gekom, hierso was die verbond met Abraham, daar is die verbond met Moses. Dan ken daar is die res van tyd waar ons nou is. Hierso as iemand wou bygekom het, hulle moes 'n geloofsbelijdenis gemaak het. Enige persoon, enige uitlander wat wou bykom by die Israeliete, moes 'n geloofsbelijdenis gemaak het. Maar nadat hulle die geloofsbelijdenis gemaak het, was hulle deel van die beloftes van die verbond wat God met Abraham gemaak het. Dat die verbond nie net aan hulle behoort nie, maar ook aan hulle kinders. En dieselfde is die wonderlike ding hier onder Christus. Nou is dit nie meer net vir die Jood nie, en ons hoef ons self nie net by die Jood aan te sluit nie. Nee, die Here sê, ons almal, al die heidene, kan ons self nou aansluit by daardie selfde verbond. Die verbond met Abraham. Hoe ons moet geloof bely, as jy die eerste generasie is wat aansluit. Hierdie buitelanders wat hier aangesluit het, sy kinders, as hy hier aangesluit het, en die volgende generasie daarson, hulle moes nie eers groot geword het en dan bely het en dan kon hulle besny word nie. Nee, hulle was, hierdie buitelanders se volgende generasie was besny as kinders. Want dit was klaar, hulle het hier deel geraak van die verbond toe hulle ingekom het deur geloof. Hulle het deel geraak deur geloof. Hulle moes 'n belydenis van geloof aflê om deel te raak. Maar nadat hulle deel geraak het deur geloof, net soos wat Abraham deel geraak het deur geloof, daarna het die beloftes van die verbond ook aan hulle kinders behoort. En daarom was hulle kinders besny. Hulle kinders en hulle kinders se kinders van die buitelanders was besny toe hulle babas was. Hulle het nie gewag tot hulle geloofsbelijdenis afgelê het nie. Hoekom nie? Want hulle het gebaseer op die beloftes van die Here. En hierso, die verbond word soveel meer oopgemaak vir ons. En nou hoef ons self nie meer by die Israeliete aan te sluit om die beloftes van Abraham te hê nie. Ons hoef net geloof in Christus te hê om die beloftes van Abraham te hê. Ons hoef nie deel te raak van 'n etniese nasie om die beloftes van Abraham te hê nie. Ons hoef net geloof in Christus te hê om die beloftes van Abraham te hê. Maar hoe kry ons dit? Deur geloof. Die buitelanders kon net deel raak deur geloof. Maar wat? En dis wat ons in die Nuwe Testament sien. Al die uitlanders wat deel geraak het, moes deel raak deur geloof in Christus. En as jy in Christus is, dan is jy die nageslag van Abraham en volgens die belofte 'n erfgenaam. Van wat? Van die beloftes van Abraham. Soos Galasiërs 3 vir ons sê. Maar hulle moes deel raak van die geloof. Maar wat sien ons wanneer hulle wel deel geraak het van die geloof? Hulle huishoudings het gedoop geraak. Hoekom? Want dit is deel van die beloftes. En hulle, die volgende generasie, moes hulle nou eers groot raak en geloof bely voordat die deel raak van dieselfde verbond? Nee. Want hulle is klaar deel van die verbond. Die belofte sê, dit kom jou kinders toe, so jy kan maar net self vir hulle gee. Die belofte van die verbond kom hulle toe. Behalwe, net soos hierso, as hulle deur ongeloof nie te verklaar. Want die Here kan dit doen. Dan ek probeer iets. Die Bybel sê nie dat daai mense ons geloofsbelijdenis aflê nie, maar ek dink, as jy vir my vandag, jy's nou al, ek kom nou na jou toe, jy sê vir ek nie jou besny, kan ek vir so kom. Jy is al naby om besny te word.
Dan gee vir my verduidelik Hoekom sal die bol besny word? Ja, dan gee nou vir my verduidelik hoekom. Dan sê ek, okay, dit is so Ja. groot en dis nou vandag en ek weet soos die NG Kerk het ek al gehoor. Sê hom al die susterskerke ook. As die kind nie gedoop is 'n babietjie nie. En daai kind kom in katekisasie. Dan kan hy nie katekiseer nie, want dis nou die geloofsbelijdenis. So dis die stap wat net daar volg, so moet hy eers gedoop word. En baie van hulle trou nie die mense as hulle nie gedoop is. So dit is ook 'n teken van dan nou van die gehoorsaamheid in die verbond. Ja. En dan kan ek dink ek dink ek weet mens moet dan aanvaar as jy van 'n buitelander of 'n buitestander af kom in die nuwe gedeelte en jy kom tot bekering en jy neem God aan as die Here as jou verlosser en saligmaker, gaan jy nie anders as om jou kinders in die Here se weë op te voed nie. Jy gaan nie hulle sê gaan speel buite, ons wil Bybel lees en bid. Jy gaan hulle vertel van in ons woorde van liewe Jesus. En dan kan hulle die keuse maak op 'n punt en stadium. Ons gaan aan of nee, ons gaan nie. Maar as hulle aangaan en hulle kinders word gebore, dan gaan hulle ook die Here van die Here. So gaan dit aangaan. Maar dit sluit weer eens net aan by die ou verbondsisteem, van as jy nou nie gedoop is, dan kan jy nie trou nie. As jy nie gedoop is, dan kan jy nie deel raak van wat nie? Die verbondsvolk. Want hulle sien dit as 'n verbondsvolk. Hoekom? Want dit was nog altyd 'n verbondsvolk. En Petrus sê self dat julle is 'n volk deur Christus verkry. Ek sien dit nie as 'n kind kan gedoop word nie. Byvoorbeeld, jou kinders weet waaroor dit gaan. So as jou kind sê hy wil gedoop word of hy word gedoop, ek praat van 'n baba wat nie 'n idee het waaroor dit gaan nie. Dis al wat vir my net bietjie. Maar ek verstaan nie besnydenis daar, maar jy praat van jy moet geloof hê. Nou hoe weet 'n baba van geloof? Nee, tannie verstaan my verkeerd. Nou wat beteken dit? Die eerste generasies moes geloof gehad het. Moes Abraham geloof gehad het voor hy besny was. Moes sy kinders geloof gehad het voor hulle besny was. Wat is die punt? Abraham moes geloof gehad het. Maar ons is nou nie meer in Abraham se tyd nie, ons is nou die kant. Maar ons is deel van Abraham se verbond. Ongeag of ons daar is, of daar is, of daar is, of daar is, Jesus het hom nie gemaak. Ons is deel van Abraham se verbond. Maar Jesus het hom mos nie gemaak. Het wat nie gemaak? Die met toe hy gekom het. Is dit nie hoekom jy die nuwe verbond noem? Nee, die nuwe verbond is omdat dit nou oopgemaak is, soos ek nou verduidelik het, dat jy deur die geloof in Christus tot die verbond sal kan kom, nie deur die aansluiting by Israel as 'n etniese nasie nie. Maar dis mos nou wat ek sê. Dis nou deur die geloof wat jy nou daar kom. Ja, maar Abraham ook. En die buitelander ook. Ongeag of jy hier is of jy daar weet wat hy doen toe hy gekom het. In Abraham se tyd. Was die kinders hierso wat besny was? Was hulle deel van die verbond? Nee. Ja, hulle was. Van die verbond ja, want die ouers het die kinders laat besny. Okay. So hulle het geweet waar, maar die besnydenis is mos nou nie dieselfde as hierdie kant. Dan dis dieselfde verbond. As jy in Christus is, dan is jy kinders van Abraham en volgens die beloftes erfgename. Dit is dieselfde verbond. Die enigste verskil is die tekens het verander. Maar dit is presies dieselfde verbond. Dis wat dan jy moet verstaan. Staan nou nie dat die doop het in die plek van die besnydenis. Die gemors kom in. Kom ek sê vir tannie, waar kom die gemors in? By die bewoording van ons Bybels. Ons Bybels is opgedeel in die Nuwe Testament en die Ou Testament en dit moenie lees nie. Die Nuwe Testament wat voor in ons Bybel staan, dis daardeur mense gesit, dis nie daardeur God gesit nie. Die Nuwe en die Ou Testament is daar gesit deur mense. Hierdie verbond wat ons nou onder is die verbond wat met Abraham gesluit was. Die tekens het bloot net verander, maar dit is presies dieselfde verbond. En dit word op presies dieselfde manier geadministreer.
As die buitelander wou deel raak van die Abrahamitiese verbond, die nuwe verbond is die Abrahamitiese verbond. Dit is die Abrahamitiese verbond. En Abraham moes inkom deur geloof. Hy kon nie andersins inkom nie. Die buitelander moes inkom deur geloof. En nadat hulle in geloof ingekom het, dan was die beloftes wat aan Abraham gemaak was, dat vir hom en sy nageslag is, dan het dit aan hulle behoort. En daarom het hulle kinders besny, omdat dit aan die kinders behoort het. Dit was die belofte gewees. So, my vraag is weer, 'n kind wat gebore was hierso, was hulle deel van die verbond, ja of nee? As die ouer die geloof gehad het. Ja, as hulle deel was, Nou vra ek jou net nou van as die ouers nie die geloof het nie. maar dan gaan hy ook nie sy kind laat doop nie. Nee, jy kry dit, want dis die standaard, jy laat daarom jou kinders moet gedoop en gedit en gedaan wees, dis kan wat ek vra nie. As jy geloof nie elke keer daarbey betrokke nie. Ek dink, as 'n ouer hulle kind laat doop, is daar tot 'n mate geloof. Want anders gaan jy dit nie doen nie. Hy het ook net nou gepraat van die mense wat skielik kerk toe gaan na die kind. Ja, maar weer eens, nou gaan ons weer terug na individualistiese situasies toe, wat ek sê, daai situasie is anders as hierdie situasie is anders as daai situasie, en moet ons elke een individueel hanteer. Maar, ek hanteer nie die verbond volgens mense se individuele geloofsoortuiging. Tannie het dalk 90% geloof, daai persoon het 80% geloof. Hoeveel geloof moet jy hê om iemand te kan doop? Ek gee nie om oor jou persentasie van geloof nie. Ek gee nie eens om of jy dit doen as jy eintlik ongelowig is nie. Want as ongelowig is wat groot gedoop word ook. My vraag is, nie hoeveel geloof het jy gehad toe jou kinders gedoop het nie. My vraag is, wat het God beloof? Weer eens, ek worry nie oor wat mense sê nie. Ek worry oor wat die Here sê. Maar nou is die ander ding, ek is nou sê nou maar daai kind wat gedoop is. Ek het glad nie in 'n Christelike huis groot geword nie, niks nie. Ja. Nou kom ek hier na jou toe en ek luister en ek kom tot bekering en ek wil graag gedoop wees, dan sê jy nee, ek is klaar gedoop. So daar is 'n Ek vra net wat ek ander oor die goed. So daar is 'n lering in die vroeë kerk gewees. Hulle het dit Donatism genoem. Dit was 'n afvallige lering, Donatism. En die Donatists, hulle toe mense wat ek al gevolg wat jou se naam is, in elk geval. Die Donatists het geglo. En dit is soos die 2de of die 3de eeu al in kerkgeskiedenis. Dat as die mense wat die doop uitoefen nie werklik gelowig is nie, dan verklaar dit die doop nietig. Maar wat die kerk gedoen het, is gesê, dit is 'n afvallige dwaallering. Die hele kerk het bymekaar gekom as 'n ekumeniese raad in die vroeë eeue en gesê, dit is 'n dwaallering, daai Donatism. Dat wanneer mense in ongeloof of verkeerde mense die doop administreer, dan kan dit nie die doop nietig verklaar nie. Want die doop bly die doop. Net soos, wat as jy 'n kind gebesny het, selfs al was dit ongelowig is, daar die besnyde kind was besny, en die besnydenis was 'n teken van sy deel aan die verbondsvolk. Ja, hy kon dit nietig verklaar deur sy ongeloof, maar hy was outomaties deel van die verbondsvolk, selfs al was sy ouers nie gelowig is gewees toe hom besny het nie. Maar hy gaan nie 'n tweede keer besny word, omdat sy ouers nie gelowig was toe hy die eerste keer besny was nie. Maar dan sit ons mense besluit dit om 'n verbondsvolk kind te maak. Want sy ouers het besluit om dit doop, al het hulle nie die Here nie. Dan verstaan dan nie die voorsienigheid van die Here nie. Want die Here bepaal die grense van ons woning. Daar is nie toeval by die Here nie, dat iemand per ongeluk gedoop is nie. Weerens, hierdie is nie 'n nuwe lering nie. Dit is die ortodokse lering wat die kerk vir 1500 jaar geleer het.
daar was hier en daar klein groepe en afvallige individue wat dit teengestaan het. Maar hierdie is die Abrahamitiese verbond, want die Abrahamitiese verbond is 'n ewige verbond. Kyk, ons baie goed wat ons as gevolg van ons groot geword het. Sal moet verwerk en sal moet oordink en wil amper vir jou sê, Cornel, jy moet hom maar slaap 'n bietjie gee, want anders gaan sy kop nooit afskakel nie. Ek gaan baie besig bly met ons ou mense se vrae. So, maar dit is maar eintlik die ding is, die Bybel wat vir jou sê, is nie kan sy geloof het nie, los, want ons gaan nie alles verstaan nie. Hy sê vir ons, van voor ons geboorte af, ons name in die boek van die lewe geskryf, nie wat hy uitgekies het, hy het ons in ons moederskoot om mekaar gegee. Nou, ons kan nou nie sê, daai ongelowige is wat die kind laat doop. Dit is die Here se werking. Ons kan nie wat nie gaan, ons kan dit nie verstaan nie. So, ons moet maar net glo. Maar aangesien die Abrahamitiese verbond nie daar gestop het by die kruis nie, dit hou aan, is die onus nie op my nie, die onus is op die baptis om te sê, hoekom as hierdie net die voortdurendheid is van die Abrahamitiese verbond, en kinders was nog altyd ingesluit by daardie verbond, hoekom hier waar dit nou beter is, nadat Christus gekom het, en almal ingesluit kan word, kan hulle, nadat hulle deur geloof ingekom het, se kinders nie deel is van die verbond nie. Dit maak eenvoudig nie sin nie. Petrus kan sê, en dis nadat Christus gekom het, die beloftes kom julle en julle kinders toe. Dis nie hier in die ou bedeling wat hy dit gesê het, hy het onder die nuwe bedeling gesê, hoekom, want dit is bloot die vooruitgang van die Abrahamitiese verbond. Daarom sê Galasiërs, die Here het vooraf die evangelie aan Abraham verkondig, teen om te sê, deur jou nageslag sal die verhelp geseën wees. En dit is, want ons wat buite is, kan inkom deur geloof. Ons hoef nie in te kom deur om deel te raak van die etniese nasie van Israel nie. Ons kan net inkom deur om geloof te hê in Jesus Christus. En weer eens Galasiërs 3. As julle dan nou geloof het in Christus, dan is julle kinders van Abraham. Julle het ingekom deur geloof, julle is in Christus, en as julle as buitestaanders, ons wat heidene is, ingekom het deur geloof, en julle is in Christus, dan is julle die kinders van Abraham, en volgens hierdie belofte, is julle erfgename. Galasiërs 3. As jy in Christus is, nie as jy 'n deel van Israel raak nie, want dit is hoe dit hier gewerk het. As jy in Christus is, dan is jy 'n kind van Abraham, en volgens die belofte, 'n erfgenaam. Dit gaan bloot net aan. Jy sluit aan by die Abrahamitiese verbond wat 'n ewige verbond is. Die Mosaïese verbond was 'n tydelike verbond. Dit was gegee by Berg Sinai, dit het gestop by Christus toe hy al die seremoniële wette vervul het. Toe die vlekkelose lam gekom het. Die Mosaïese verbond is 'n tydelike verbond. Dit het gekom met voorwaardes. En hulle kon nie by die voorwaardes hou nie. Die Abrahamitiese verbond het nie met voorwaardes gekom nie. Daarom kan dit 'n ewige verbond wees. 'n Verbond kan nie 'n ewige verbond wees as dit met voorwaardes kom nie, want ons gaan dit breek as daar voorwaardes is. Maar daar is nie voorwaardes nie. Dis hoekom dit 'n ewige verbond is, soos dit ook vir ons sê die geval is. Dis 'n ewige verbond. Maar hoe raak ons deel van daai ewige verbond? Hierso moes jy deel wees van Israel. En die gelowige, die buitestaande moes geloof bely en moes besny word en daarna kon hulle kinders ook deel wees van die verbond. Dis hoe hulle deel geraak het van die verbond. Hoe raak ons deel van daai selfde verbond? Deur ons geloof in Christus. Maar ons moet eers geloof in Christus hê en daarna vertrou ons die beloftes van God.
dat dit nie net vir ons is nie, maar vir ons kinders en ons kinders. Die buitestander moet gedoop word. Ja, natuurlik moet hy gedoop, want hy bly gedoop. Hy moet die teken van die verbond kry. Ja. En dis normaalweg nie 'n babie as 'n buitestander kan inkom nie, want hy het nie die kennis nie, hy het nie die verhoor nie, maar so. Okay, Ja. dankie. Maar ja, Maar goed, ek paar punte en dit is tot die onderwerp gerig, so dis nie persoonlik gerig teen hele Pieter of teen Ja, bro. En hoor dan net jy mekaar en jy so ek wil net so daar's 'n paar goed wat ek net wil deurpraat. Eerst is net kom ons sê die kerk en gebruike en dan definisie gewys en dan die vergelykings wat ons tref. Okay, so dis half so drie areas wat ek net wil praat net om verstaan te kry so. En hoe kom my gedagtes half terug en dan so kom ons begin by eerste wat ek gesê het is net die kerk en gebruike. Goed. So daar's verskillende kerke en daar's gebruike. Okay, ek weet nie of ek dalk moet uitteken of meer gaan sin maak nie as ek praat, maar goed, so sê daar's kerke wat kom ons noem dit sakramentisme, so daar's gebruike wat hulle doen en hulle glo in dit asof dit waar is. Kom ons sê die Katolieke kerk as ons nagmaal hou dan eet ons die brood is die liggaam van Jesus, die wyn is die bloed van Jesus wat ons drink. As ons gedoop word ons daar en dan gered. Okay, so, kom ons sê dis sakramentisme. En dan kom ons sê daar's die gebruike in die ander lyn wat die kerke wat dit beoefen glo dit is 'n simbool van. So die doop is 'n simbool van die aflegging van die ou lewe en die opstanding in die nuwe lewe in Christus. En die nagmaal is die letterlik die verkondiging van Jesus se kruisdood en opstanding tot hy weer kom. Goed. So daar is hy weer. Goed. So dis die gebruike. My verstaan van die saak is ons doen die doop en die nagmaal as 'n gebruik. ja, Okay. Goed, so dis so. ja, dis 'n sakrament. Reg, en ek is geneig om instemmig te wees vanweë my persoonlikheid, so ek is meer in daai spasie. En dan in terme van definisies, daar's kom ons sê dwaalleer. Presies dalk wat die onderwerp wat ons nou bespreek, hoe jy oor die doop dink en dit verstaan. Okay, so as ek kom ek sê ek het in die gereformeerde kerk groot geword en ek het gehoor die baptiste sê jy kan net gedoop word as jy groot is, dan sou gesê wel daai is 'n dwaalleer. Okay, dan is daar afvallige leer wat dan dit is 'n skerm tot die geloof en as jy dit nie glo nie dan is jy afvallig. Soos kom ons sê die drie-eenigheid. Kom ons sê die drie-eenigheid of 'n prediker wat sê Jesus was nie regtig mens in vlees nie. Dit was net in gees die persoon. Okay, so dit is ons sê is 'n afvallige leer. Goed, so ek het oor die gebruike gepraat en dan oor die definisies. Dan in terme van die vergelykings wat getrek word. So die besnydenis is fisies, dit is 'n teken wat aangebring is om aan te wys dat 'n persoon in die verbond is of kom ons hulle ouers het gesien hulle is onder die verbond, hulle kind is ook onder die verbond, hulle gesny word. So dan is die vraag, is daar 'n vergelyking om getrek te word na die doop om te sê okay, dit was die ou verbond, nou die nuwe verbond, as jy deel is van die nuwe verbond word jou kind gedoop of nie. So die vraag is of waar vergelyking is. En dan is daar natuurlik die Pasga, die Pasga en dan die nagmaal. So daai vergelyking. Dan so ander en is moeilik, nie noodwendig maklik vir my om vergelykings te trek nie, maar in sommige kerke is daar 'n tipe inseëning. Verstaan, as 'n kind gebore is, dan sal hy gebring word en hy sal ingeseën word in die gemeente. So die vraag is, ek neem aan dit was 'n gebruik om half 'n tipe vergelyking te tref tussen die besnydenis deel word van die verbond en dan half die inseën. Kyk die Pasga en die nagmaal, ek sal nie oortuiging die Jesus se kruisdood en opstanding, die vergelyking daarmee is die doop. Ja. Ja, so ek's nog nie ten volle oortuig, ongelukkig. Maar dit is verstaan, vir my is nie 'n saak van kerkskering of so nie, maar daar is verskillende kerke as gevolg daarvan. Ek is nie
100% ek sien oortuig tussen die besnydenis en die doop. Ja, Baie, ja. okay. So, daar's 'n paar punte wat ek uitgewys het om te sê, want ek weet nie wie die preek gekyk het, maar ek het 'n punt gehad van dat, soos jy nou sê, die doop het nie die besnydenis vervang as 'n teken van die verbond nie. Dis waarop dit eintlik maar neerkom, nie waar nie. Die doop het nie die besnydenis vervang as 'n teken van die verbond nie. Ek onthou dit van die preek, maar dis nou eintlik wat jy sê. ja, so deur wat te sê wat ek nou net gesê het, sê ek ja, ek sien nie dat die doop, die besnydenis 'n teken as 'n teken van die verbond vervang het nie. Okay, so het die nuwe verbond soos ons dit nou ken, het dit 'n teken? Is daar 'n teken wat binne gepaard gaan? Daar's nie 'n sigbare teken soos die besnydenis nie. So jy sê daar's glad nie 'n teken van die verbond nie. So op die vroulike geslag ook in die ou verbond was daar nie 'n fisiese teken. Ja, maar dis hoekom ek sê, Ja. onder die nuwe verbond is baie meer inklusief. Ja. Onder die ou verbond was dit net Israeliete, nou is dit Jood en Griek Ja. onder die nuwe verbond. Onder die ou verbond was dit net die mans wat besny was. Ja. Onder die nuwe verbond Is mans en vrouens wat wat gedoop kan word, is meer inklusief. Alles is meer inklusief onder die nuwe verbond. Ja. So dit is met die logiese volgende stap in terme van wat Christus gekom het om te doen. Hy het oopgemaak vir alles. Almal. Net omdat jy nie die teken vir vrouens gesien het, was vrouens deel van die verbond. Ek sou redeneer ja deur hulle kom ons sê hulle mans of Okay. ja die pa en wie se gesin hulle ingedoop. So vrouens, selfs al het hulle nie die teken gehad, hulle was deel van die verbond nie waar nie. Was die besnydenis 'n teken van die verbond? Ja. Okay. So selfs al het hulle nie die teken gehad van die Ou Testament, hulle was nog steeds deel van die verbond en daar was ook 'n teken van die verbond. Okay. So kom nie onder die Nuwe Testament, kan vrouens dan nie ingesluit wees nie, maar nou het hulle ook 'n teken by nie. Ja, soos ek sê dis net ek vind dit moeilik om dit weer te trek om te sê die doop is nou die teken van die nuwe of die doop is die teken dat mens in die verbond wel, okay ja, ek het 'n slot van definisie as jy gedoop word, dan is jy deel van die verbond. Okay? So daar is 'n teken van die verbond dan. Want die probleem is dan, die baptis is gedwing om te sê dat daar nie 'n teken van die verbond is nie. Daar is 'n teken van die verbond, okay, en ons sê dis die doop, okay, goed. Ek dink die vraag is net wanneer. Ja, so my vraag is dan, okay, so nou dat mens ingee, dis baie maklik om te gaan om in te gee dat die doop wel 'n teken is van die verbond tot om te gaan na ons met ons kinders doop. Want aangesien dit 'n teken van die verbond is, wat 'n verbond? 'n Verbond met Abraham. Maar dit is die vraag is net wanneer, ja, is dit ja. Want natuurlik die voorbeelde En die vraag is weer, was die kinders deel van die verbond selfs al het hulle nog nie verstaan nie? Ja, maar dat was. so maar nou dink ek in die Nuwe Testament en wanneer mense gedoop is en ek verstaan dat dit is presies op die oorgang van die ou na die nuwe verbond. So dit dis moeilik om voorbeelde te sien van kinders wat gedoop is en okay, as jy lees van en die hele huisgesin was gedoop, dan is dit ook 'n aanname en half 'n inlees om te lees dat dit kinders ook was. So dit is meer 'n inlees om te dink dat dit nie was nie. Want wat is die kans dat daar nie kinders was in een van daai huishoudings nie? Wat ek sê is dat die Nuwe Testament taal wat gebruik word, ego bloot dit wat ons in die Ou Testament sien. Daar's nie 'n onderbreking nie. Die huishoudings wat gedoop was, ego bloot Abraham se gesin wat gedoop was. Dit is bloot 'n ego van wat ons sien in die Ou Testament. Dit is nie die uitsondering nie, dit is die voortdurendheid daarvan. Dit bou bloot op Ou Testament taal. Dit bou bloot op Ou Testament administrasie. Ja, so van 'n Paulus sê dit kom vir troonbewaring Filippi. Jy en jou huisgesin. Hy maak al klaar die aanname nog voor hy eers sy huisgesin ontmoet het. Dat hulle gaan deel word van die verbond.
die realiteit is in Kolossense 2, soos ek aangehaal het, dit trek die direkte korrelasie tussen die besnydenis, met Christus besnydenis en ons is gedoop daarin. Kolossense 2 vers, wat was dit, 11 of 12, 13, een van daai drie. Maar die ander punt wat ek ook bewys of gesê het in die preek onder daardie punt was, die geestelike betekenis van die besnydenis en die geestelike betekenis van die doop is presies dieselfde. So, nie net sê ons dieselfde taal in terme van die gesinne was gered of 'n deel van die verbond in Abraham se tyd, die gesinne word deel hier onder die Nuwe Testament nie. Die geestelike betekenis van die twee is ook presies dieselfde. Want soos ek gesê het, die besnydenis, dit was nie net 'n arbitrære teken gewees nie, dit het die besnydenis van die hart verteenwoordig. Dis hoekom die bewoording gebruik word, besnydenis van die hart. Anders sou net gesê die reiniging van die hart. Hoekom praat hy van die besnydenis van die hart? Want dit trek die direkte korrelasie met die teken van die verbond. Nou, die besnydenis van die hart praat van redding. Dit praat van saligmaking. Dit praat van jy's regverdig voor die Here. Dit was die teken van die besnydenis. As om regverdig voor die Here te wees. Ja, jy kon dit nietig verklaar deur jou ongeloof. Maar dit was wel 'n teken van die verbond wat gewys het na redding toe. En die doop kan ook nie red nie. As jy gedoop is groot en of jy gedoop is klein, dit kan jy in elk geval nie red nie. So dit kan nie na redding verwys nie. In van dit self nie. Maar dit is 'n teken daarvan. Dit is 'n teken van ons doodgaan saam met Christus en opstaan na 'n nuwe lewe. Net soos wat die besnydenis ook regverdigmaking verteenwoordig het, die besnydenis van die hart. Maar dit kom nie net jou toe, wat as 'n gelowige ouer ingekom het en jy jouself gedoop het, wanneer jy jouself aansluit by die verbondsvolk, as 'n pa, dan is dit nie net, jy's maar ons is bly jy's gered, maar ons hou maar tyd vir dat jou kinders ook gered raak. Nee, jy sluit jouself aan. Kom ons sê jy was nog nie gedoop as 'n kind, jy kom nou net tot hierdie. Jy sluit jouself aan by die verbond. Die verbond met Abraham sluit jy jouself by aan. Hierdie is nie 'n nuwe verbond nie, dit is nie in die sin dat Christus aan die wet vir ons kom vervul het, hulle het vorentoe gehoop daarvoor, ons kyk terug daarna toe deur die nagmaal. Maar dis dieselfde verbond. Dis hoekom daar in Galasiërs 3 sê, as jy in Christus is, dan is jy kinders van Abraham, en volgens die beloftes ook erfgename. Jy sluit jouself aan by hierdie verbond, as jy as 'n pa inkom, en wat sê die verbond vir jou as 'n pa wat inkom? Maar jou, dit is nie net vir jou nie. Jy is nou deel van hierdie verbond. Hierso was families deel van die verbond. Inteendeel, ons het vir kinders die teken van die verbond gegee. Ja, jy moet geloof hê om deel te raak hiervan. Maar jy raak deel van 'n verbond wat duisende jare oud is. Jy as 'n pa. En ek sê vir jou, jy sluit jou nie net aan by die geloof nie. Jy sluit jouself aan by die verbond. En die verbond sê, die beloftes kom jou toe en jou nageslag. Geef jou kinders die teken van die verbond, want jy het jou en jou nageslag by die verbond aangesluit. En hulle is deel van die verbond, net soos wat die kinders deel was van die verbond hierso. Behalwe as hulle daai verbond nie te verklaar deur ongeloof en hulle self verwyder van dit uit. Jy sluit jouself bloot net aan by die verbond wat duisende jare oud is. Dis al wat jy as 'n pa doen. Dis die belofte wat die Here ons gee. Soos ek gelees het in Jesaja, ek dink Jesegiel ook. Dit kom jou en jou kroos en die kroos van jou kroos toe, of dit toe nie. Wat is een van die twee? Jy kan nie sê, okay, ek sluit myself aan by die verbond, maar ek neem nie die lening aan dat dit vir my kroos en die kroos my kroos is nie. Ek neem dit nie aan nie. En dan gaan hulle ook nie doop om te sê dat ek dit aanneem nie. Dit kom eintlik nie my en my kroos en die kroos my kroos toe nie. Dit kom eintlik net my toe, want ek het geloof bely. Hulle moet maar van hulself besluit. Want dit was nooit die geval hier nie. En jy sluit jouself aan by hierdie verbond.
En jy kry deel van dieselfde beloftes. Want Galasiërs 3, as jy in Christus is, dan is jy 'n kind van Abraham en volgens die belofte ook 'n erfgenaam. Die algemene aanname wat gemaak was gebaseer op die ou verbond. Dit was nog altyd die geval gewees. En hulle het die aanname gemaak, want dit was een verbond gewees, dat kinders ook deel zijn verbond. Hoekom het die belofte sê dit? Dit was nog altyd die geval. Die verbond het nie verander nie. Die administrasie het dalk bietjie verander, in die sin dat ons kan van buite af nou deel raak van die verbond, ons hoef nie meer by Israel toe te trek nie. Maar jy as 'n heiden, wat nou deur in Afrika sit, wat nooit in Israel gaan opeindig nie, raai wat? Christus het vir jou voorsiening gemaak, om deel te raak van daai verbond, wat voorheen net aan Israel behoort het. En wanneer jy jouself nou as 'n buitestander aansluit hierso, dan is jy 'n kind van Abraham. En jy is volgens die beloftes ook 'n erfgenaam. En wat is daai beloftes? Kom jou en jou kinders toe, die kroos van jou kinders. Ja, jy moet deur geloof inkom, want jy is die eerste persoon in jou familie, sê maar, wat nou aansluit. Maar wat doen jy as jy sê, ek kan nie my kinders die teken van die verbond gee nie, want dit is 'n teken van die verbond. Jy sê, ek verstaan dat ek gered is, maar die belofte kom nie my kinders en die kinders van my kinders toe, soos wat daar aan Abraham beloof was, en ek is nie 'n erfgename van die beloftes wat aan Abraham gemaak was nie. Daarom gaan ek ook nie my kinders groot maak, volgens die verbond, totdat hulle nie besluit om deel te wees van die verbond nie. Dit is teenstrydig met die verbond, waarby jy jouself aangesluit het. Sal die argument nie tog hou dit verstaan? Sê nou, kom ons sê, ek is gebore in 'n familie van baptiste en my pa, het bekeer en is groot gedoop. Nou is ek deel van die verbond. Is jy gedoop? Nee. So ek dink die doop is 'n toegang tot die verbond. Onthou gou, die Here verander nie. En ja, ons ouers doen goeders wat partykeer stupid is en nie oor, ek meen ons almal doen goed wat stupid is. En omdat ons baie keer nie goed verstaan nie, omdat goed baie keer nie aan ons verduidelik was nie. Moses het nie sy kinders laat besny nie. Hy het nie vir hulle die teken van die verbond gegee nie. Jesus het dit nie oorgesien nie. Die Here het dit nie oorgesien nie. Hy wou vir Moses doodmaak en Moses se vrou gaan toe en sê ek sal vir hulle die teken van die verbond gee, want Moses het dit nie gedoen nie. En sy vrou vervloek hom en sê jy moes dit gedoen het. Ek dink ons moet net aannames maak dat ons okay is nie. Wanneer die Here sê ons is nie okay nie. Want dit is wat Moses gedoen het. Hy het die aanname gemaak. En daai aanname het gelei dat God byna sy kinders doodgemaak het en sy vrou het sy kinders vir hom besny. Ek sal sê, sodra jy kom tot die waarheid, laat jouself doop. Dit is te verstaan dat jy dit nie gaan doen as jy nie daai kennis het nie. Maar sodra jy wel tot daai kennis kom, neem aksie. Want dit is 'n opdrag in die Bybel. Dit is 'n opdrag. Maar ons weet nie noodwendig wat die opdragte is nie. Ons ken nie die woord nie. Waarom verskoon ons asseblief? Verstaan oom daarom. Verstaan oom. Okay. Sy hoop nou dat ek praat. Tot ziens dan. As ek Ja goed, so ek dink dit kom terug by die punt, kom ons sê die eerste punt, die kerk en die gebruike. Is dit sakrament of is dit gebruike? En ja, kyk, my teologie yes. baseer ek nie op kerkgebruik nie. Ek het toe ek hierdie nou die laaste 2-3 weke tot hierdie besef ek kom eintlik na 'n lang pad nou dat ek terugkyk, maar ek het nie besef nie. Ek het nooit gaan kyk hoe ander kerke dit doen nie. Ek het nooit na kerkgebruike gaan kyk nie.
Ek het nooit gekyk, maar Jesus, wat doen die NG Kerk, wat doen die AP Kerk, wat doen al die mense, hoekom doen hulle dit, hoekom doen die Katholieke dit nie? Nee, ek het tot hierdie besefing gekom. Bloot net omdat ek die woord week in, week uit eksegeties bestudeer. En ek kon nie tot 'n ander gevolgtrekking kom as dit wat ek nou leer het. En toe, nadat ek by daardie gevolgtrekking gaan kom, toe gaan kyk ek, okay, maar wat was die kerk se geskiedenis hieroor? Want wat ek by die Baptiste College geleer was 'n baie lopsided idee van kerkgeskiedenis. Iets wat natuurlik hulle leerlinge gunstig sien. Want hulle is Baptiste, hulle gaan mos nou die goedjies nitpiek wat by hulle goed inpas. Ja. Maar dit is weer eens kerktisme, jy weet, jy kyk wat 'n sekere denominasie glo. Maar nadat ek tot hierdie gevolgtrekking gekom het, en eintlik hoofsaaklik deur ons studie van Openbaring van alle boeke, omdat Openbaring so 'n groot verbondsboek is. Daarna het ek eens gaan kyk, okay, maar wat was die kerk se standpunt werklik? Nie wat die Baptiste College my leer, wat geskiedenis my leer. En die standpunt was presies dit wat ek toen 'n Sondag aangehaal het, maar dit was as 'n bysaak gesê. Ek baseer nie my argument daarop nie. Al wat ek sê is, aangesien hierdie algemene praktyk was in die kerk vir 1500 jaar. Dit is nie onfeilbaar nie. Die kerk kan foute maak. Maar wat is die waarskynlikheid daarvan? Wat is die waarskynlikheid dat die Here die kerk vir 1500 jaar gaan los om iets so belangrik soos die doop so verkeerd te beoefen? Ja, so ek hoor en ek dink die eerste aanvanklike antwoord vir my sal wees, en ek sê nie dit is die geval nie, maar is amper soos Occam's razor, nee. Het jy geloof, het jy nie geloof nie. So, speel het veilig, wat jy liever doop. Verstaan? Ja, maar ek sal glad nie daai argument voer met die doop nie. Want met die doop is dit nie, speel het veilig nie, met die doop is dit, hoekom laat jy doop? Want jy glo in God se verbond. Jy moet weet hoekom jy dit doen. Ja, so en ek sê nie almal is so nie, maar ek sê, kom ons sê, ten minste 50% van mense sal gaan hoe die gebruik is, sonder veel nadenke daaroor. O, ek dink meeste mense, dis hoekom ek gesê het Sondag, ek dink hierdie preek is 'n preek wat nooit eens in die NG Kerk gepreek word nie. Want hulle doen dit maar net. Ja, so ek het ook wat nog die gereformeerde kerk se gesangboek en die formulier van die kinderdoopbesaal en ek het verstaan ek ook daardeur gegaan. Ja. Verstaan, so ek het ook as kind gedoop. Ja. Daar's ook die volwasse doop. Ek het met die Baptiste sê daar's net die doop van die gelowige, want ons doop dit as jy tot geloof kom, maar Ja. so Maar my argument was ook, en weer is hierdie is maar net 'n bysaak. Nadat, ek meen, dit is ook lopend, die verbond is presies dieselfde. Ja. As jy van buite af inkom, moes jy eers geloof hê, maar daarna het die kinders die belofte van die verbond gekry. Die Nuwe Testament leer ons dat as jy in Christus is, dan het jy ook deel van die beloftes van die verbond, en dan beloftes sluit in die kinders van jou kinders. Daarom kry ons die teken van die verbond, want die verbond het nie verander nie. Dit het nie slegter geraak nie. Dis 'n teologiese punt. Maar op 'n praktiese punt, bloot net om die punt te bewys of deur te trek. Ja. Nie eens om die teologiese argumente te ondersteun nie, maar net prakties. Hoekom laat jou kinders bid? Hoekom maak jy die aanname dat jou kind klaar deel is van die verbond as jy sê hy is nie? Jy laat hom dan bid, jy laat hom saam sing. Ja, so Jy maak die aanname dat jou kind gered is en jy hanteer hom as 'n kind wat gered is wat deel is van die verbond, nie waar nie? Of sê jy vir jou kinders, luister, julle moet nou na pappa en mamma kyk hoe ons bid. Julle moet nou na mamma en pappa kyk hoe ons sing by kerk. En julle kan saam bid en saam sing wanneer julle geloofsbelijdenis afgelê het. Maar kyk net gou na ons voorbeeld vir die eerste 15 jaar. Nee, jy doen nie dit nie. Hoekom nie? Want jy maak die aanname dat jou kind wel al deel is van die verbond. Hoekom? Want jy kan. Want die belofte sê dit. Jy tree eintlik al klaar op, soos wat 'n persoon wat klein doop op moet tree. Jy maak klaar die aanname, jou kind is deel van die verbond, want jy hanteer ons so. Kan ek ook weer inklop? Hier staan. Skus. Ons is geleer
die doop is 'n daad van gehoorsaamheid. Dis ook nie meer dat doop, want jy is gehoorsaam, die Here sê jy glo wat jy doen. Dis wat ek gedoen. Ja. In ander woorde, wat jy dan sê is die doop laat jy doen as steek op met jou kinders. Jou babietjie praat van een wat nie weet nie. Laat jy doen as teken dat hy deel van die belofte van die dinge soos is. Dit wat jy sê. En dit was nie anders hierso gewees nie. Ja, want die kinders was al oud gewees. Maar die realiteit is, en ek dink wat mense nie verstaan nie, is dat die verbond waarvan ons nou deel is die Abrahamitiese verbond. Nee, en ek stem saam, as jy gedoop word, dan val jy onder daai verbond. Ja. Dit is daai verbond. Ja. Dit is 'n ewige verbond. Ek is geleer, die doop doen jy as 'n daad van gehoorsaamheid, omdat jy tot geloof gekom het. Maar dit is jy doop jou, dis hoekom ek nie gedink dat jy kan die kleinkind doop nie. So jy kan 'n baba doop as deel van die teken dat hy dis 'n teken van die belofte dat hy deel gaan wees van die verbond. Dis nie die bewys nie, dis nie 'n bewys van redding daarvan. Dis nie 'n bewys van redding. Dis nie 'n bewys van geloof nie. Maar jy geloof ook is ook nie. Ek dink daai opsig nie, maar die groot kan ook nie wees nie. Al wat ek sê is, kom ons wees konsekwent. Van die Bybel vloei, die verbonde vloei. Die Here werk nie anders met die mense as wat hy destyds het. Hy skiet nie nou uit die heup uit en sê, daar gaan ek iemand red, en daar gaan ek iemand red, en daar gaan ek iemand red. Hierso was hy baie doelgerig in hoe hy sy verbond geadministreer het. En hierso het dit nie verander nie, hy is nog steeds doelgerig. Dit is nog steeds vir jou en jou gesin, dit is nog steeds vir jou en jou kinders en Petrus vir die mense. Maar nou sluit dit heidenis deur ver in. So waarom ek dink so waar we dan neerkom is, so en terug na Pieter se vraag, soos vinnig beoefening gebruiksaspek. En ek verstaan ons gaan 'n Sondag bespreek. Hoe gaan ons dit aanpak? Want daar gaan 'n groep wees. En ek soos ek vir jou sê, my persoonlikheid is meer instemming van aard. So daar gaan 'n groep wees wat instem, ten volle saamstem, daar gaan 'n groep wees wat kom ons speel dit veilig en gaan met die meerderheid. En daar gaan 'n groep wees wat verstaan, hulle is nie oortuig nie. Gaan hulle dan sê ons is een kerk, al is daar verskillende sienings oor die saak, of gaan ons sê die wat instem en die gebruik beoefen dan is deel van die kerk en die groep wat dan dit nie tot instemming kom nie, is dan nie deel van die kerk. Kijk, so die realiteit is, dit is 'n konstitusionele issue. Ja. Want die konstitusie gaan moet verander. En as jy nie kan ooreenstem met die konstitusie nie, dan gaan jy natuurlik nie 'n lidmaat kan wees. Jy kan bywoon, maar as jy nie instem met die konstitusie nie, dan gaan jy nie 'n lidmaat kan wees nie. Goed. En die konstitusie moet verander. Indien die kerk sê dat ons moet verander. Maar soos ek gesê het, ek kan dit nie bring na die tafel toe nie. Ek kan nie die aanname maak dat enige iemand hierdie lering gaan aanneem. Maar wat ek wel kan sê is, dit is Bybels. En dit kan teologies geondersteun word. En ek voel ook baie veiliger, want dit was die algemene lering van die ortodokse kerk nog altyd gewees. Ja, die Roomse Katolieke het dit miskien 'n bietjie verkeerd verstaan, of die Luterane het dit 'n bietjie anders verstaan, of die Anglikane het dit bietjie so geïnterpreteer, maar daar was 'n algemene konsensus ten minste gewees dat die kinders wel klein gedoop moes word. Reg. Tog voel ek die onderwerp is nog steeds een van, is dit dwaalleer of nie, afhangend van wat jou siening is. Dis nie 'n ding van, jy is afvallig of nie. Ja, maar weer eens, dit gaan die konstitusie aanraak. Ja, en ek besef dit ook, Indien ons wel verander. Goed. Maar, as ons 'n baptiste, en ek meen ons is groot mense, ek moet vir die gemeente voor die tyd sê, wat is die implikasies van die preek wat ek nou gaan preek? En dis wat jy gedoen het. En dis wat ek gedoen het, ek moet dit vir julle sê, julle is groot mense met mag, ek gaan nie sugarcoat en sê, ag ons gaan maar kyk hoe dinge gaan, ons sal maar self wing nie. Nee, die implikasie is, ek gaan nie die dominee van 'n baptiste kerk gaan wees nie. Selfs al wil ek. Want hoe raak jy 'n lidmaat van 'n baptiste kerk? Jy word gedoop.
Selfs al is jy klein doop, jy moet eers groot gedoop word voor jy 'n lidmaat kan wees by 'n Baptiste kerk. Ja, En- ons moet nie verleidings van geloof. Verstaan, en as ek nie bereid is om groot te doop nie, dan gaan ek ook nie lidmate kan maak vir die kerk nie. Dit sal detrimenteel wees vir die gemeente. En nie net vir die gemeente nie, maar vir my eie geloofsoortuigings. Jy verstaan? Dit is 'n vrek moeilike situasie, Nee, meer dit is- vir my. Ja, maar ja, ek het ook nou nog nie verstaan die gereformeerde kerk, jy word gedoop as jy klein is, dus ek het nie eens gedink, ja, jy word eers behoorlik lidmaat as jy belydenis van geloof aflê. So, Kyk, ek dink hierdie is 'n baie maklike punt. Ek dink die moeiliker punt, indien dit wel aangeneem moet gaan wees, wanneer kan kinders begin nagmaal neem? Maar kom ons hanteer dit nou nie vanaand nie. Ek dink dis die moeiliker punt. Maar ja, hierdie is my baie maklik om te verstaan. in 'n baptiste opsig is dit amper ook soos die vraag, watter ouderdom is die regte ouderdom voor 'n kind gedoop kan word? Ja, en die algemene argument is maar net so gou as moontlik. Okay. Ja. Ek dink nie is 'n probleem met nagmaal gebruik nie. Ek moet sê, want as Maar dis maar we'll cross that bridge when we get there. Ja, en as die kind weet waaroor dit gaan, hoekom nie? Ek kon nou net, skielik kan ek net een minuutjie vra oor die baptiste of ek nie wat ek. Maar as jy dan nou nie baptist is nie, waar gaan ons kerk toe? As ek weggejaag word, bedoel Ja, dan. weet jy wat dink ek net aan? Nou, ek dink prakties daaroor. Sover ek weet, ek loop 'n stadium dalk weet jy meer as ek. Kyk, ek is ook nie van die begin van die storie af nie. Maar sover ek weet, as die kerk sê nou maar nie meer bestaan nie, as dit nou nie. Kyk, die kerk sal aanhou bestaan. Ja, maar geen baptiste, onthou dit. Kyk, hy gaan aanhou bestaan, of hy gaan bestaan as 'n baptiste, of hy gaan bestaan as iets anders. Ja, Maar hy gaan sê, anders. ons moet net check vir die gebou, ek praat van die gebou. Ja, maar dis Ek nie het dan. so iets in my kop, dalk is ek verkeerd, van as dit nou nie die baptiste nou nie meer bestaan nie, dan gaan die gebou Nee. terug na die Nee, as die gemeente heeltemal plat val, ja. Ja, maar dis mos nou nie meer die Maar- gemeente waarvoor die Ja, kerk maar gebou ons het nog die gemeente val nie plat nie, ons verander bloot net die Okay, konstitusie. maar weet jy dat dit so beskryf Ja. is? Ek vra net, want Ja, ek is ons bang mag die vir- konstitusie verander soos wat ons maar die naam. lus kry, indien almal wel Okay, saamstem. maar as jy die naam wil verander, Maak nie saak nie. moet dit nie 'n baptiste bly Kyk, vir die gebou se ek. Kyk, ons het al klaar die naam verander. Want ek dink dit was die Philadelphia Baptiste Kerk en ons het en Philadelphia was verkeerd gespel gewees en daar was letterlik, ek dink 3 verskillende spellings en bewoordings vir die kerk gewees in die konstitusie. So, toe ons die konstitusie gerevise het ons dit alles na die Philadelphia Baptiste gemeente toe verander. Ja, Net om konsekwent te wees. Ons het al klaar die naam verander. Maar ek bedoel, is jy seker as sê nou maar baptiste wegval, Ja. ons nog steeds die gebou kan Ja, gebruik? want ons behoort in die Baptiste Unie of enige so iets nie. Ek vra maar net, want iewester moet daar iets wees van as hier niks is, waarheen gaan dit? Ja, daar is so iets as daar niks is nie, maar ons Ek is is- iets. Ek is eerlik om te sê, ek sou graag 'n baptiste wil wees. Okay. Dis nou maar wat maar ek verstaan ook nou wat jy vir ek het die pulpit nou aangegaan. Okay. So ek het nou begrip daarvoor. Dit is nou al wat ek net nou een ding, ekskuus ek jump again, maar ek moet huis toe gaan. Een ding wat ek oor gewonder het, wat gaan jy dan sê? Gaan jy sê die vereiste sê nou maar vir die gemeente is almal met een keer gedoop wees? As jy gedoop is jy deel van die verbond. Dis nie Maar ek vra maar net, hoe gaan jy dit daai beskryf? Want kyk, soos ek weer sê, die NG Kerke en daai ander sê nee, jy moet klein gedoop wees. Ja. Maar Kyk, hulle sê nie noodwendig jy moet klein gedoop wees nie. Hulle sê jy moet ten minste gedoop wees. So as jy nie klein gedoop is, die NG Kerk gaan jou groot doop. Ja. Ja. Want jy moet dit is die teken van deel van die gemeente word. Ja. Jy gaan groot gedoop word. Dankie. Ja. So ons is nie anti-groot doop nie. Maar jy word net groot gedoop as jy nog nie deel is, nog nie die teken van die verbond gekry het nie. Inteendeel, ons verbly onsself as jy groot gedoop word. Want wat beteken dit? Jy sluit nie net jouself aan met die verbond nie, maar jy kry ook die beloftes van die verbond wat aan jou kinders en die kinders van jou kinders behoort. So jy
bring 'n hele generasie. Jy bring jou en jou nageslag in die verbond in. Volgens die belofte. Ekskuus ek so baie gevra het, maar Nee. ek het in al verdwaal. Nee, ek raak nie kwaad vir tannie, ek raak net opgewonde oor die onderwerp. Nee, maar ek is so gekonfus. Maar gaan luister weer die preek. Ja, ek Ehm, weet, dit is maar sit hom op laat hy halfte spoed speel, want ek het so deur die goed gejaag om by al die punte uit te kom. Dis maar net weer daai ding van soos ek sê, vir ons was dit gewees, ek was geleer, dis die teken. Ja. Om jou geloof te die teken daarvan. Ja. Nou wil jy dit vir iemand gee wat nie, maar ek het dit nou vooraf Ja. so, skies tot en dankie. Dit is 'n plesier. Verskoon. Dankie. Skies Mario, ek het nou aangechip, maar Nee, ek het ek het 'n man in 'n arteries. gepraat, ja. Ek het nou net aangelaat so. Ja. So. Goed. Dankie. Wat is dat nie Baie. Nee, nie reg. Ek het gepraat oor 'n praat. Okay. Ja, ek dink Sondag sal interessant wees, maar soos ek sê, ek kan nie enige voorstelle bring nie. Ek kan sê wat ek glo, ek kan sê wat my oortuiging is en ek gaan volgens daai oortuiging optree. En ek kan nie die aanname maak dat die kerk my gaan volg nie. So soos ek sê, as die gemeente wel hierdie lering aanneem, dan gaan iemand uit die gemeente moet kom en sê, weet julle wat, gemeente, wat Warren gesê het, maak dalk sin. Moet ons nie maar dit oorweeg nie. Of dalk kan hulle vra, maar hoeveel van julle dink Warren is reg? Of hoeveel dink julle van Warren is verkeerd? Of jy weet mens hoef nie dadelik mens hoef nie, ons gaan nie hierdie Sondag al stem nie. Dis net om 'n gevoel te kry. En as iemand Ja, en is nie of jy verkeerd is of nie, dit is oor die siening. Ja, en ek verstaan jy het die siening aangeneem en vertrou dit is die regte siening. ja. En weer eens, as ek gaan preek van hierdie punt af vorentoe, Ja. dan gaan ek preek volgens Nee, iets wat ooreens wat nie hierdie gaan weerspreek nie, want hierdie is wat vir my gekommunikeer word deur die woord. So jy gaan ook nie, ek gaan ook nie meer baptiste preke kan bring in daardie sin nie. Jy weet, ek gaan nie vir mense kan sê julle moet julleself laat groot doop nie. Ja, maar daar's nie eens 'n baptiste preek behalwe as dit oor die doop gaan nie. Ja. Ek kan nie goed hoor ja, so Ag man, dankie vir jou vraag. Want Ja, dit help my om dit goed te verduidelik. dit gaan maar net neerkom op ja, hoe ons dit gaan hanteer. Ja, ek verstaan ons kan in detail hieroor praat, maar ja, dit word nou opgeneem, maar verstaan dit dan maar af waar mens staan en soos ek sê, ek is meer 'n stemmende persoonlikheid, daar mag ander helftes wees wat dalk nie so 'n stemme gesien het, verstaan hoe hanteer mense dit nou? Ja. Ja, Maar ek dink ons is groot mense en ek dink mense vat ons as dit kom. Ek dink enigiemand gaan lelik raak nie. So, ja, dit is net verstaan is nou as iemand nie saamstem nie, dan verstaan dit gaan sê nou kom ons sê ons as 'n gesin maak 'n besluit. ja, Ons stem nie saam nie. Ja. Dan gaan dit beteken verstaan as ons nou nie ons kinders gaan doop nie, dan ons kan soos ek jou nou verstaan, ons kan nog steeds na die kerk toe kom, ons nie lid maak nie. dis waarop dit gaan neerkom. neerkom. Dis waarop dit gaan neerkom. Ja. Maar weer eens, ons is nog nie daar nie. Ja. En ek kan ons ook nie daar bring nie. Yes. Dis die gemeente wat daai besluit gaan moet maak. En dit na die tafel toe bring. Maar indien die gemeente ons wel tot op daai punt bring, Yes. dan ja, dan moet ek wel volgens optree. En ek is maar nog grys, persoonlik is ek grys op dit. Ek was klein gedoop, ek was oortuig ek was verkeerd en ek was groot gedoop, nee. Maar ek sê niemand was meer oortuig as ek nie. Ja, so maar verstaan, so ek is nog redelik, ja, so en ja, ek gaan nog moet besluit waar op die saak staan, maar en my gedagtes en ek mag meer, hoe kan ek sê, instemmend wees in daai sin, maar behoort dit nie 'n maak of breek te wees nie. Dis nie vir my 'n afvallige leersaak nie. Kyk, dit is nie, ek gaan nie sê mense is afvallig nie, wat groot doop het.
Maar ek gaan wel moet sê, sorry, my kan nie deel is van ons gemeente nie. Ja. Want indien die gemeente in daai rigting gaan, en hulle sê wel, dit is ons goddelike plig om ons kinders volgens die verbond groot te maak en hulle ook die teken te gee van die verbond, want dis die belofte wat hier aan ons maak. Dan as jy deel is van ons as 'n lid maak, Ja. dan gaan ek jou moet tugtig as jy dit nie doen nie. Nee, ek verstaan dit. Jy verstaan. Ek besef dit, ja. So dit is maar net die praktiese implikasies eintlik daarvan. Ja, goed. Reg, dankie. Ekskuus ek het gekry langs my. Net so maar dat ek kan net vir ons afsluit gou. Kom ons sluit gou hoor. Ag Here, ons dankie vir die goedheid en die genade en ek dankie dat U ook sê dat as ons vir wysheid vra, U vir ons wysheid gee. En Here, my gebed is dit vir hierdie gemeente dat ons elkeen na U toe sal kom, sal vra vir wysheid, Here, maar dat ons dit ook sal doen in nederigheid en dat ons trots in ons sak sal sit, Here. Want Here, U weet, ons is maar hardkoppig, Here. Ek is hardkoppig, Here. En ek bid dat U vir ons sal wysheid en nederigheid gee in hierdie saak. En Here, ons weet ook, dit is nie buite U vermoë om eenheid te bring in hierdie gemeente nie. Selfs op 'n moeilike saak soos hierdie. En daarom bid ons, Here, dat U sal, as dit U wil is, Here, sal eenheid bring in hierdie gemeente, rakende hierdie lering. Dit is ons gebed, o Heer, en ons begeerte is om volgens U woord op te tree, en om volgens U verbond te lewe, Here. Maar leer ons wat dit is, Here. In die naam van U Frans. Amen.